Goeiedag en baie welkom by Insig, die program waar ons in diepte studie uit God se woord uit doen. Ons is in studie nommer 10 en ons gaan kyk na Kolossense hoofstuk 2. Die hele Kolossense hoofstuk 2, saam met Renay Furstenberg, spreekdirekteur van Kompas Pastorale Bedieninge. Goeiedag Renay, goed om jou weer hier te hê en kan jy glo, ons is al in studie nommer 10 van hierdie reeks. En ons is besig om goed aan te gaan in die boeke van Filippense, klaar met hom, en nou is ons in Kolossense. En baie welkom dat jy weer eens hier vandag saam met ons is. Kom ons buig ons hoofde saam. Vader in die hemel, ons sê vir U baie dankie dat ons in die teenwoordigheid kan wees en waar ons weer eens die woord gaan open. Vra ons Here dat U vir ons insig uit die woord uit sal gee. Dit bid ons in Jesus naam. Amen. Amen. So ons blaai na Kolossense en ons gaan na die tweede hoofstuk toe van Kolossense. Tweede hoofstuk van Kolossense. OK, want ek wil hê dat julle moet weet wat 'n groot stryd ek oor julle het. En oor die wat in Laodicea is en almal wat my aangesig in die vlees nie gesien het nie. Dat hulle harte vertroos mag word, deurdat hulle saamgevoeg word in die liefde en tot alle rykdom van die volle versekerheid van insig, om die verborgenheid en te leer ken van God en die Vader van Christus, in wie al die skatte van wysheid en kennis verborge is. Hey, so Paulus kom hier en hy skryf van hierdie en ons weet, daar's mens maar altyd in hierdie kerke gewees en ons weet hy het 'n klomp teenstanders gehad, Paulus in die kerk, wat agterna gekom het as hy evangelie verkondig het, dan kom mense agterna, as hy klaar daar was, dan sê hulle, nee, maar julle moet nog dit doen en dit doen. Kom hulle by die ou Joodse tradisionele gebruike, nê. Dit is natuurlik 'n verskriklike stryd wat hy moes voer, sy hele bediening deur, wanneer hy kom met die wonderlike konsep van evangelie is gratis en dit is deur die Here geskenk, dit is 'n gawe van die Here af. Ja. Dan kom die Joodse ou tradisionele gebruike, mense wat nog daaraan vasgeklou het met voorwaardes wat jy moet nakom, ek wil amper sê, sodat jy God se genade kan verdien. Dis amper wat die idee wat hulle geskep het. Ja, so dis daai ding van, en ons weet jy moet 'n paar ekstra goedjies doen en dan het hulle mos by die besnydenis gekom en jy moet dit ekstra doen. So al hierdie dinge word saamgesit en Paulus begin hier en hy sê vir hulle, maar ek het 'n stryd, 'n groot stryd, wat ek oor julle het. En mens kan amper sê hy is angstig of hy het 'n angs in hom oor hulle, want hy sien daar's wolwe wat onder die skape inkom en besig is om ander leringe in te bring. En hy sê vir hulle, maar ek het 'n stryd oor julle en oor die wat in Laodicea is. Ja. So hierdie mense is nie gelokaliseerd wat teen hom praat nie, wat ekstra dinge wil inbring nie. Hulle gaan ook van kerk tot kerk. Ja. Jo. En Dit is seker nie veel anders as wat dit in ons dae is nie, nê? Nee, as daar iemand is met 'n nuwe lering, dan moet dit seker maar ook, en nou sê ek 'n tongenietjie, soos wat ons ook die evangelie aan almal wil verkondig, wil hulle ook hulle nuwe lig of hulle nuwe lering of hulle standpunt ook uitbring en verkondig dat ander dit kan verstaan. En hy sê daar dat hulle harte vertroos mag word deurdat hulle saamgevoeg word in die liefde en tot alle rykdom van die volle versekerheid van insig, om die verborgenheid te leer ken van God die Vader en van Jesus Christus. Met ander woorde, hierdie verborgenheid, weer eens, ons het vorige gedeelte het ons ook daarna gekyk, hierdie verborgenheid van dat die uitverkore volk is nie net Israel nie. Hulle was uitverkore om 'n boodskap aan die ander te bring. Dit is hoekom hulle uitverkore was. Nie, maar die enigste wat uitverkore was om gered te word nie. En baie van die Jode het dit gedink en daarom moes jy aan die Joodse rituele moes jy ook voldoen het om dan deel van die Joodse volk
te wees. Dis reg, ja. Ja. Maar dit is pragtig dat hy sê, op die einde van die dag moet julle nie kennis kom van die tradisies van julle leringe nie. Julle moet tot die volle kennis kom van die Vader en van Jesus Christus, as julle hom verstaan. Dis baie mooi dat hy dit so pertinent stel. As julle die drie-eenheid verstaan, dan sal julle die volle versekering van insig kry om daardie verborgenheid van hierdie lering wat ek bring vir julle, dan sal julle 'n begrip daarvoor hê. En dan is dit so mooi vers 3 waaruit, ek wil amper sê, die kosbaarheid van die drie-eenheid en die verlossing wat in die Here lê, vir ons verduidelik, dat hy sê, in wie al die skatte van wysheid en kennis verborge is. Dit is so mooi. As jy wysheid kort kom, gaan soek dit nie by die tradisionele lering van jou tyd nie, gaan soek dit by die Vader en by sy Seun Jesus Christus. Dis wat hy nou so mooi vir hulle sê. Ja, en daar's 'n paar woordjies soos wat jy sê, dit wat jy wil hê. Die eerste ene is insig. Ons moet insig hê. En dit sê hier, die versekerheid van alle insig, en daai insig verwys vir ons na presiese kennis. Ja. Die regte kennis, volgens die woord van God, moet jy hê. En dan sê hy daar, as ek na vers 3 toe gaan, in wie al die skatte, met ander woorde die skatte, die rykdom van die evangelie, wat daarin opgelees, moet hulle hê met wysheid. Nou, ons weet almal daar's nou 'n verskil tussen, kom ek vra vir jou, wat is die verskil tussen kennis en wysheid? Wel, kennis is net die versameling van 'n geweldige klomp inligting. Dis kennis. Jy het baie inligting bymekaar en jy kan oor baie dinge gesels. Wysheid is die toepassing van daardie kennis, om te kan verstaan wat is die verskil tussen reg en verkeerd, en soos ou Spurgeon so mooi vir ons gesê het, wat is die verskil tussen reg en amper reg? Okay. Daardie fyn lyne wat jy onderskeid moet kan tref, dit is waar insig en wysheid vandaan kom. Ek het so in die week 'n gesprek gehad met 'n persoon wat spesifiek met my gepraat het oor die konsep van insig. En hoe ons vra vir die Here vir wysheid, en ons vra vir insig, maar ons doen dit sonder dat ons agterkom, vra ons eintlik vir insig met die verskuilde agenda om met die Here te onderhandel. Dat ons eintlik wil hê, Here, gee my wysheid, maar ek is bereid om wysheid en insig te hê, solank al u planne in lyn is met my planne. Ja. Solank ek wat ek lees in u woord, dit vir my gemaklik is om te verstaan op my vlak, want ek wil eintlik my lewe lei soos ek dit wil lei. En dit is wat op hierdie stadium die situasie was met die Joodse volk. Dis hoe ons die woord van God verstaan. Ons voel ons het die insig, jy gaan ons nie iets niets leer nie. En dit was die aanvalspunt van Paulus vir hulle. Julle moet verby kyk hier by hierdie punte verby, want die Christus wat julle verkondig het gekom. En hy het nou die deure oopgegooi vir die wêreld om hierdie wonderlike boodskap te hoor. So ons moet oppas dat ons nie bid vir wysheid, maar met die sagte voorwaarde dat ek wil dit hê solank dit vir my gemaklik is om te hoor nie. Dit is nogal baie interessant om daarna te kyk. Ons lees van vers 4 af en dit sê ek, sodat niemand julle mag verlei met drogredes nie. Pragtige ou Afrikaanse woord daar. Drogredes, oortuigende woorde. Ja. Hoe is dit dat as iemand partykeer iets sê, nou ek toets dit partykeer as ek in die klas is, met die Bybelklasse wat ek vir hulle gee, dan vergee hulle my antwoord en sê ek, is jy seker? Dink jy dit is die regte antwoord? En hulle het die regte antwoord gegee. En dan sien jy die twyfel in die gesig, maar as ek vir hulle vra, maar as jy seker, dan ek sê nie net jy's reg nie. Jy skep amper die illusie dat wat jy gesê het is dalk nie korrek nie. Ja. So dit is so maklik om vir iemand misleiding te bring. Dit is so maklik soos dit is net om hulle te laat twyfel in dit wat hulle self in. Ja, en dan as jy iets met oortuiging sê, dan jy sê hier, sodat niemand julle mag verlei met drogredes nie. Met ander woorde, hier sien ons,
dat daar, wat hy na verwys, daar's mense wat binne in die kerke inkom, wat met drogredes, met oortuigende woorde, ander dinge vir julle probeer Vals verduidelik. beginsels begin versprei. Ekstra goed inlê van wat jy ook moet doen om na te volg. En ons sien daar dat, hier kan ons teruggaan na die groot besigheidsvergadering wat hulle gehad het in Handelinge, toe hulle teruggekom het, en hulle moes bespreek het oor wat al hierdie nie-Jode, wat dan in die kerk ingekom het, en wat se vereistes hulle dan moes voldoen het nie. En hulle het gesê, daar's niks anders wat hulle ekstra moet voldoen nie, want ons lê ekstra rituele op hulle, wat nie nodig is nie. Met ander woorde, dit is nie van belang eintlik vir jou saligheid nie. Nou, vers 5 gaan aan, hy sê, want al is ek ook na die vlees afwesig, tog is ek by julle in die gees. Nou dis nou baie mooi. Hulle sê, al is ek nie by julle nie, al is ek nie in julle teenwoordigheid nie, al wou ek gekom het, maar ek kan nie, weens my omstandighede waar ek my nou in bevind nie, is ek nog steeds elke dag by julle, ek dink aan julle, ek bid vir julle, en dan, soos hierdie, ek skryf woorde vir julle, asof ek by julle is. En ek verbly my om julle goeie orde te sien, en die vastigheid van julle geloof in Christus. Nou hier sit nou so half, dit word nou vir ons so geskryf, maar Paulus is nie daar nie. Ja. So Paulus kan dit nie sien nie. Maar Paulus moes dit gesien het deur die oë van iemand anders wat hulle besoek het. En die terugvoer wat hy gekry het, toe hulle vir hom kom terugvoer bring oor die kerke. Nou hy sê daar, hulle sien hulle goeie orde. Daar is organisasie. Nou dis amper daai selfde ding van toe die Jode uitgetrek het, die Israel uitgetrek het uit Egipte land, het hulle in ordes uitgetrek en hulle het hulle kamp in ordes opgeslaan. En dan kyk ons ook na die priesterlike orde, wat ook daai selfde orde verwys van, daar was sekere dinge wat sekere mense moes doen. Dis nie sommer so van, ons doen dit net soos wat ons wil nie. Soos dit nou maar as die pad kom, so gaan ons daarmee aan nie. Ja. Daar's 'n sekere orde wat hulle dit mee doen. En hy sê, julle volg 'n sekere orde. Met ander woorde, julle is nie net georganiseer in die kerk nie, maar julle geloof is ook in orde. Wat vir my mooi is daar is, wat hy bring so half 'n kompliment voor die tyd. Hy het nou net vir hulle gesê, oppas vir hierdie mense wat met drogredes na julle toe kom. Maar aan die ander kant wil ek vir julle sê, dankie, ek kan sien dat julle kerke bestuur met orde. So, die basis is goed. Al wat julle voor moet versigtig wees, is hierdie stemme wat tussen julle opstaan en hierdie drogredes begin verkondig. Want as jy nou mooi, die voorbeeld wat jy gebruik het, van toe die Israeliete uitgetrek het, al was hulle in die netjieste slagordes opgestel, hulle kampnetjies opgestel, hier en daar het daar altyd so 'n stemmetjie uitgeklim, tussen daardie netjiese orde, het daar so nou en dan 'n stemmetjie uitgeklim, wat soveel chaos veroorsaak het, dat daar gedeeltes was van daardie volk, wat baie duur moes betaal het, omdat hulle agter vals stemme aangeloop het, somtyds met hulle lewens. Nou ons sien nou hier die volgende ene, hy gee nou vir hulle 'n mooi, soos jy nou gesê het, 'n kompliment, en dan bring hy so stadig en, kan ek sê, subtiel, bring hy nou vers 6 in. Soos julle dan Christus Jesus die Here aangeneem het. Met ander woorde, in daai orde wat julle hom aangeneem het, in die boodskap wat julle ontvang het, julle hom aangeneem het. Die suiwere, eenvoudige boodskap wat ek vir jou gebring het. Nou is daar besig om ander goedjies te wil insluit. Nou sê hy daar, wandel so in hom. Met ander woorde, gedra julle volgens die boodskap wat julle ontvang het. Moenie nou waar na nuwe goed te kyk nie. Vers 7 gaan hy aan, hy sê, gewortel en opgebou in hom, dit is Jesus, en bevestig in die geloof, soos julle geleer is, terwyl julle daarin oorvloedig is in danksegging. So, hy sê maar, wil jy onthou, toe julle dit aangeneem het, was julle gegrond daarin, of gewortel, en dit kom ook sê vir ons, jy's gegrond daarin. Met ander woorde, dis die ander tipe van, nou praat ons van 'n boom wat gewortel is,
hy staan vas as die winde kom teen hom. En dis soos dieselfde storie van 'n gebou wat nie op 'n fondasie gebou is nie. Julle het 'n goeie fondasie. Ja. Bly op daai fondasie. Moenie dat jou wortels nou wil optrek en jy wil jouself verplant nie, want ons weet wat gebeur met 'n groot boom as jy hom probeer verplant met sy wortels. Dit werk nie altyd nie. Okay. Vers 8, pas op dat niemand julle as 'n buit wegvoer deur die wysbegeerte en nietige misleiding nie, volgens die oorlewering van die mense, volgens die eerste beginsels van die wêreld en nie volgens Christus nie, want in hom woon al die volheid van die goddelikheid, liggaamlik, en julle het die volheid in hom, wat die hoof is van alle owerheid en mag, in wie julle ook besny is met 'n besnydenis wat nie met hande verrig word nie, deur die liggaam van die sondige vlees af te lê in die besnydenis van Christus. Nou daar kom hy so ewe skielik, weet hy Paulus het so mooi aanloop. En hy vertel vir julle bly in hierdie, bly in daai, bly in daai. En julle het 'n suiwer basis, julle toe julle hierdie boodskap ontvang het julle dit die suiwer boodskap ontvang, en is mooi dat hy sê oppas dat niemand julle as buit wegvoer nie. Dis so 'n pragtige manier om te sê hierdie mense kom julle steel. Ja. Hulle kom om julle weg te steel van wat suiwer is, sodat hulle vir julle op die ou einde van die dag in die verderf kan los. Ja, so dis baie goed wat jy daarvan sê. Nou sê daarvoor soos jy byt wat jy sê, en sê wegdier deur wysbegeerte en nietige misleidings. Nou wysbegeerte is met filosofie. Weet ons bring die filosofie. Dit klink baie mooi. En dis mense wat baie mooi hulle woorde kan artikuleer. So nou kom hulle daar en hulle bring vir jou met filosofie en hulle wil jou wegvat. Ja, nee, dis goed. Jy moet Christus aanvaar en elke ding, maar jy moet net vir Christus wys dat jy aan hom behoort deur ook besny te word. En hier kom Paulus later in, hy sê, ja, hy sê nie julle moenie besny word nie. Hy sê daar, ja, maar nou is die besnydenis van die hart. Met ander woorde, jy moet alles wegsny wat nie soos Christus lyk nie. Wat nie soos Christus is nie, in die hart, in die manier wat jy hom aanbid. Nie in soseer uiterlike hoe dit lyk nie. Maar jy met die innerlike moet jy besny. Is dit nie interessant dat hy vir hulle sê, julle sal weggevoer word deur nietige misleidings. Dis baie min dat mense val vir 'n groot leuen. 'n Groot leuen sien ons sommer baie vinnig raak. Maar hierdie tipe mens wat inkom in die kerke en wat hierdie onmin saai, begin met hierdie klein leuns, hierdie soos jy nou gesê het, net daai oomblik wat hulle jou laat wonder, is dit wat ek glo reg? Moes ek nie iets ekstra nog bygelas het nie? Of moet ek nie nog ekstra dit doen nie? Of ek is nie, jy weet, hy speel gewoonlik op jou gevoelens. En is interessant dat hy sê, hierdie klein misleidings sal julle op die einde van die dag as buit wegvoer, want wat veroorsaak hierdie klein misleidings in hierdie mense wat in die kerk inkom, wat hierdie goed versprei? Al wat hulle doen, is hulle veroorsaak onmin. Voor jy vir jou weer kom kry, dan is jou kerke besig om inherent met mekaar te beklei. En dan's eenheid nie daar nie en kan groei nie plaasvind nie. Ja, en hy sê daar, dis soos die nietige misleidings, sê hierdie nietige misleidings, waarvan kom dit vandaan? Volgens die oorleweringe van die mense. So hy sê, hierdie is menslike goed wat hulle ekstra inbring, wat nie eintlik nodig is nie. En hy sê daar volgens die eerste beginsels van die wêreld en nie volgens Christus nie. Met ander woorde, hy sê, hierdie goed kom nie al van gister af saam, dat mense hulle eie manier van verlossing wil ekstra inbring nie. Dit kom al van daar van die ontstaan van die beginsel van die wêreld af, kom dit al af saam. So pas op daarvoor, dat ons nie ekstra goed wil bylas by wat Christus van ons verwag nie. En dan sê hy daar, want in hom woon al die volheid. Met ander woorde, as ons wil weet wat ons moet doen of nie moet doen nie, kyk na Christus, want hy is die volmaakte voorbeeld vir elkeen van ons, en ons moet net kyk na hom, dan sal ons meer soos Christus wees, en as ons meer soos Christus is, sal ons meer soos die Vader wees, nie?
En dan gaan hy aan, vers 11 wat ons klaar bespreek, nê. En wie ook besny is met 'n besnydenis wat nie van hande verrig word nie. Met ander woorde, hier kom dit ook so. Met ander woorde, selfs jou besnydenis, en dis eintlik nou 'n mooi ding hierdie, selfs in die Joodse gebruik van die letterlike besnydenis, kon jy dit nie self doen nie. Iemand moes dit vir jou doen. En hier kom dit ook in, en hier sê hy, julle het nou hier 'n besnydenis wat nie met hande verrig word nie, want julle harte moet besny word. So met ander woorde, jy moet jouself oorgee, dat die Heilige Gees met jou kan werk, en jou lewe kan verander en wegvat, wat nie daar hoort nie. Al wat jy moet doen is, jy moet gewillig wees, sodat dit weggevat kan word uit jou lewe uit. Ja. Vers 12 sê, omdat julle saam met hom begrawe is in die doop, waarin julle ook saam opgewek is deur die geloof in die werking van God wat hy uit die dode opgewek het. Nou hierdie gedeelte verwys vir ons natuurlik ook na Romeine 6, vers 4 en 5, waar Paulus vir hulle sê, onthou, julle word gedoop in Christus se dood. Met ander woorde, letterlik wil hy amper vir hulle sê, soos wat Christus aan die kruis gesterwe het en begrawe is, so is dit wanneer jy in die doop ingaan. Dan word jy begrawe, maar in Christus. En as jy weer opstaan, dan moet jy opstaan soos wat Christus opgestaan het, wat in 'n verheerlikte liggaam is. So met ander woorde, jy moes die ou mens nou afgelê het, en die nuwe mens groei dan in Christus. Wat 'n mooi voorbeeld van die doop, nê? En julle wat dood was deur die misdade en die onbesnedenheid van julle vlees, het hy saam met hom lewend gemaak, deurdat hy julle al die misdade vergeef het, en die skuldbrief teen ons, wat met sy insettinge ons vyhandig was, uitgedelg en weggeruim het, deur dit aan die kruis te naal. Nou hier is nou 'n heeltemal 'n ander bespreking vir 'n heeltemal 'n ander dag, en ek weet nie of ek te veel daar wil ingaan nie, nê. Maar vers 13, julle was dood deur julle misdade. Met ander woorde, die sondes wat teen ons opgeskryf het. Die siel die wat sondig, die moet sterwe. Maar omdat Christus in ons plek gesterwe het, kan ons lewendig gemaak word daarvoor. Hy sê maar, dis julle misdade wat julle veroorsaak het, dat julle moes sterwe. Hierdie teksvers praat vir my spesifiek met nou die heidene wat ingekom het. Onthou, hy het nou nog heeltyd nog eintlik basies gesels met die Jode wat hierdie konsepte bring, maar julle moet nou nog die ou Joodse tradisies hou, soos byvoorbeeld om besny te word. Maar nou in vers 13 sê hy, julle wat dood was deur julle misdade en die onbesnedenheid van julle vlees. Met ander woorde, dis diegene wat nooit die besnydenis gehad het nie, wat nou inkom in die kerk in. Hy herinner ook vir hulle dat hy sê, die Here het vir julle gesterf en hy het julle lewend gemaak, deur sy dood, dat hy julle misdade vergeef het. Hoe wil julle nou luister na hierdie snaakse stemme, wat ou tradisies nou na julle toe wil bring, dat julle dink dat die offer wat Christus vir julle gebring het, nie vir julle goed genoeg was nie. Julle kan nie toelaat dat hierdie stemme vir julle op die ou einde van die dag wegvat van daardie suiwer geloof, dat Christus vir julle die volmaakte offer gebring het nie. Kom ek sê dit so. Hy sê, en met ander woorde, hy het dit van jou vergewe, en dan sê hy, hoekom? En die skuldbrief teen ons, nou, baie mense sê, die skuldbrief, en ek weet, dis baie verwysings daarna oor, dis nou die 10 gebooie wat in die kruis genaal is, want dit verwys ons sondes uit. Nee, hierdie skuldbrief is die skuldbrief wat teen jou naam, wil ek amper sê, opgeteken word, omdat ons sondig. Dis ons sonde, wat hy in die kruis gaan naal het, want hy het gesê, ek sal daarvoor, want dit is wat jou skuldig bewys. Al die sondes wat jy gedoen het, maar as Christus sê, ek vee dit skoon, dan is dit nou weg. So, wat met sy insettinge ons vyhandig was, uitgedelg en weggeruim het, deur dit aan die kruis vas te naal. Met ander woorde, dit wat die wet van God vir ons uitwys, is die sonde. Ons sondes word aan die kruis vasgenaal saam met hom, en dan sterfte daar saam met hom, en ons is saam met Christus nuwe mense. Vers 15 is my 'n geweldige mooi gedeelte, nadat hy die owerhede en magte uitgeklee en hulle in die openbaar tentoongestel het, en daardeur oor hulle getriomfeer het. Dit is die kruks van die evangelie, dat Christus met sy sterwe aan die kruis alle bose magte oorwin het. Alle houvas wat hulle gehad het op ons as mensdom, het hy gebreek.
want hy het die volmaakte offer gebring. En daarom is dit amper godslasterlik as ons aan die evangelie allerhande extras wil las, in die hoop dat ek dalk vir die Here meer aanvaarbaar sal wees. Kom ons stel dit so. Vers 16 raak nou baie mooi daar, en hy sê, laat niemand julle dan oordeel in spys of in drank, of met betrekking tot 'n fees, of 'n nuwe maan, of Sabbat nie, wat 'n skaduwee is van die toekomstige dinge, maar die liggaam behoort aan Christus. Nou hier kom dit uit, julle moet besny word, en julle moet hierdie doen, julle moet daai doen, maar julle moet ook al die feeste hou, wat nou na Christus toe gewys het. En hy sê vir ons die nuwe maane of Sabbat. Met ander woorde, hier verwys Paulus nie na die 7de dag Sabbat, wat elke week gevier moet word nie. Dis die spesiale Sabbatte wat daarop wys. Wat deel was van die feeste. Van die feeste en alles wat vooruitgewys het na die Christus wat sou kom. En die lam wat geslag moes word, en al daardie feeste wat hulle moes deurgaan. Hy sê, niemand moet julle, want dit is nie nodig om hierdie dinge mee te hou nie. Die offerlam is klaar gebring. Ek wil amper sê, dis goed om die kennis daarvan te dra, dat ons kan sien, hoe die Oud-testamentiese geloofstelsel, offerhandes en jaarlikse feeste vooruitgewys het op die Messias wat sou kom. Want as ons nog die feeste wil hou, dan moet ons ook nou maar nog 'n lammetjie slag. En dit gaan nie daaroor om die lammetjies te slag nie, want die groot offerlam is gekruisig. Alles wat op hom gewys het klaar uitgekom. So ons het nie nodig om dit meer te hou nie. So hy sê vir hulle hier, julle het nie nodig om na al hierdie dinge om te sien nie. Julle moet net vir Christus aanneem en sy dood aan die kruis, sy offer vir julle. Want hy sê daar, dis 'n skaduwee. Nou hier is die hele ding. As jy iemand probeer vang, jy jaag hom. Probeer jy sy skaduwee vang, en as jy sy skaduwee gevang het, dan het jy hom. Dan kan hy nie weghardloop nie. En dis die mooi ding hierdie. Hy sê, hierdie dinge wys op die skaduwee. Nou wil jy die skaduwee vashou. Maar die werklike kan nog steeds van julle af wegbeweeg. Ek wil amper sê, vang Christus. Kry jou verlossing in Christus. Dit is die belangrikheid, nie die skaduwee van hom, waarna hom wys nie. Laat niemand julle van jul prys beroof nie, al sou hy behaag hê in nederigheid en verering van die engele en indring in wat hy nie gesien het nie en sonder oorsaak opgeblaase wees deur sy vleeslike gesindheid en nie vashou aan die hoof nie, uit wie die hele liggaam deur die gewrigte en verbindinge ondersteuning ontvang en saamgebind word en so met goddelike groei groot word. As julle dan saam met Christus die eerste beginsels van die wêreld afgesterf het, waarom is julle asof julle nog in die wêreld lewe onderworpe aan insettinge, soos raak nie aan nie, smaak nie, roer nie aan nie? Almal dinge wat deur die gebruik bestem was om te vergaan, volgens die gebooie en die leerlinge van mense, wat alhoewel dit 'n skyn van wysheid het, in eie sinnige godsdiens en nederigheid en in strengheid teen die liggaam geen waarde het nie, maar strek tot versadiging van die vlees. Nou, Teen daai tyd is dit snaaks dat hulle nie klippe opgetel het en nou Paulus probeer stenig het as van hy daarby was. Ja, van die Jode wat dalk daar was nie, né? En maar hy sê daar, hy sê vir hulle, laat niemand julle van julle prys beroof nie. As julle behaag het in nederigheid en verering van die engele. Nou hier gaan nou een ding verder, né? Dis nie nou net van, jy moet besny word en jy moet dalk die fees hou, jy moet daai fees hou nie. Maar hier sien ons, as hy praat van verering van engele, dan sien ons, daar was selfs mense wat gesê het, maar jy moet engele begin vereer. Letterlik, jy moet engele begin aanbid. So jy het baie snaakse konsepte in die kerke begin posvat. En dit is interessant dat die oomblik wanneer jy van die suiwer geloof van Christus af begin afdwaal, dan kom, ek wil nou amper sê, kom ek vat dit van 'n ander kant af, wanneer jy na afgodsdienste van die wêreld kyk. Afgodsdienste wat jy vandag in die wêreld sien, is nie veel anders as wat jy dit gesien het in daardie jare nie. Daardie afgodsdienste het almal een basiese beginsel. Hulle is vreeslik vol
allerhande ritueeltjies. Nou moet jy kersietjies aansit, jy moet hierdie ding doen, jy moet daai dingetjie doen, jy moet hierdie offertjie bring, jy moet hierdie snaakse bewegings maak, jy moet hier en daar. Daar's altyd 'n hele uiterlike ek wil amper sê fantasie betrokke aan hulle godsdiens. Daar moet beweging plaasvind en dit moet voor jou oë snaaks en vreemd raak. En dit is presies waarteen Paulus vir hulle waarsku. Julle wil nou kom op 'n godsdiens waar julle weer sê, moenie aan dit raak nie, moenie aan dit proe nie, moenie dit so maak nie, ons moet eerder engele vereer. Wil jy nog ietsie ophang of 'n klokkie lui of wat wil jy doen om jou godsdiens vir jou interessant te maak of dalk het jy op 'n punt gekom waar jy voel jou godsdiens is vervelig. So ons gaan nou allerlei snaakse goedjies bylas. En dit is op hierdie punt waar die gevaar inkom dat ons die suiwer boodskap van die verlossing heeltemal mis. So in vers 20 sê Paulus, as julle dan met Christus die eerste beginsels van die wêreld afgesterf het. Weer is so half 'n vraag. Het julle hierdie eerste beginsels afgesterf toe julle die evangelie aangeneem het? Basies wat hy vra. Waarom is julle asof julle nog in die wêreld lewe? Met ander woorde, as jy dit afgesterf het, sterf dit af van jou eie verlossing probeer uitwerk. Ja. En aanvaar net in Christus. As jy gesê het jy het dit afgelê, moet dit nie net in woorde wees nie, maar ook in dade wat jy dit afgelê het. Waarom is julle asof julle nog in die wêreld lewe onderworpe aan insettinge, soos jy nou daar gesê het? Almal dinge wat deur vers 22, almal dinge wat deur die gebruik bestem is om te vergaan. Nou hier kom Paulus en hy sê, al hierdie dinge is bestem om te vergaan, want dit het vooruitgewys op Christus. Nou hier kom ons met sekere dinge en sê, so bly net by die suiwere waarheid van Christus wat vir ons gesterf het, sy bloedoffer wat vir ons gegee het, en kom ons volg hom, en ons bly by sy oorspronklike morele wet, en ons haal al die ander dingetjies uit wat nie daar hoort nie, want ons kan nie ons eie saligheid uitwerk met ekstra dingetjies wat ons doen nie. Vers 23, wat alhoewel dit 'n skyn van wysheid het. So dis amper vir my daai so, dit lyk slim. Dit lyk slim. Dit lyk of dit reg is. Dit skyn daarna, jy weet. 'n eie sinnige godsdiens. So dis nou wat jy nou self 'n opgemaakte godsdiens wat jy nou self gemaak het. En hy sê dat 'n eie sinnige godsdiens en 'n eie sinnige nederigheid. Altyd so nederig, maar ons moet altyd, jy weet, hy sê dis alles opgemaakte goed. En ons moet vir onsself vergeet van vandag daar waar jy sit om te kyk na ander mense. Jy moet nou jouself kyk. Kom ons kyk na onsself, dat ons nie ons eie godsdiens opmaak nie, en dat ons nie sê, maar ons is eintlik maar baie nederig, dit is hoekom ons hierdie goedjies doen nie. Kom ons bly net by Christus, by die suiwere waarheid wat Christus vir ons gebring het, en dat ons in hom verlossing vind, en niks anders wat ons doen nie. Hy sê daar, die laaste gedeelte, dit het geen waarde nie, maar strek tot versadiging van die vlees. Dis 'n baie interessante konsep, en ek dink ons kan daarmee amper afsluit vandag. Op die einde van die dag, hierdie selfsaamgevlaanste godsdiens, as ek dit nou so kan stel, is absoluut selfgesentreerd. Dit is hoekom hy afsluit hiermee met die konsep dat dit is 'n eie sinnige godsdiens. Jy kan lyk asof jy baie nederig is, en jy het 'n vreeslike strengheid teenoor jou liggaam, raak nie aan nie, smaak nie, whatever, al daai goedjies, maar op die einde van die dag is die hele godsdiens wat jy bedryf gefokus op jouself. Daar is geen liefde na buite toe nie. Jy verstaan nie die konsep dat jy hierdie evangelie moet uitdra na elke taal, stam, volk en nasie toe nie. Die enigste passie wat jy het vir siele is vir jou eie siel. Daar's geen passie vir siele buitekant toe nie. Daarom raak jy so vasgevang in hierdie konsep van wat moet ek alles doen om gered te word. Ja. Maar ek kan nou vir u vandag verseker, die oomblik wanneer ons begin betrokke raak in die verspreiding van die evangelie, dan erken en herken ons die waarheid wat daar is in die verlossing van Jesus Christus.
Dalk is dit omdat ons mense nie besig is, of hierdie mense nie besig is met die verspreiding van die evangelie nie, dat hulle verval in hierdie afgodsdienstig tipe goed wat ingebring is in die kerke in, en dat hulle passie raak vir hulle eie siel, en hulle nie hulle meer glad nie 'n passie het vir sielewenning daar buite nie. Ja. Baie dankie Renée, dis 'n hele mond vol en dis iets vir ons om aan te dink, want ons is so maklik dat ons ook altyd iets ekstra wil inbring in ons eie geloof. En dan wil ons dit 'n toets maak van ander mense se geloof. As daar sekere dinge is wat ons doen, want dit werk vir ons, dan beteken dit nie dit moet van toepassing wees op almal nie. So kom ons probeer om te bly soos wat Paulus vir die Kolossense gewaarsku het. Bly by die suiwer waarheid. Volg in Christus en kyk na sy lewe, dit wat hy nagevolg en dit wat hy gedoen het. En dan sal ons by die suiwere waarheid bly, dan hoef ons nie na al die rituele te gaan nie. Ek dink ewe skielik aan toe hulle vir Christus en sy disippels beskuldig het van, maar julle was nie julle hande voor julle eet nie. Of julle vryf die are uit en julle oes op die Sabbat. Ja. So dingetjies soos daai waarna ons kyk. So daar's altyd goeie dinge wat in die woord vir ons is, maar Christus is ons voorbeeld. Kom ons volg hom elke tree van die pad. Renée, dankie dat jy saam met ons was. Wil jy vir ons afsluit met 'n gebed? Kom ons bid saam. Here, dankie vir hierdie pragtige woorde van Paulus wat vir ewig vir ons is in u woord. Dankie dat u vir ons soveel insig gee deur hierdie woorde, dat ons weer selfondersoek kan doen en kan wonder, Here, is daar 'n passie in my hart vir ander siele, of draai my hele geloofsaspek slegs oor myself, oor hoe ek lyk, hoe ek aantrek, hoe ek eet, hoe ek dink, dat alles net gaan oor hoe ek u kan behaag, in plaas daarvan hoe ek vir u tot diens kan wees nie. Here, herfokus ons vra dit in u naam. Amen. Amen.